Wees gewaarsku Suid-Afrika, daar is 'n vlak 6 en 8 oranje waarskuwing in plek vir die moontlikheid van vloede en ewige storms Dinsdag. Daai vlak 8 waarskuwing lê hier oor die kus en aangrensende binneland van die Oos-Kaap en 'n vlak 6 waarskuwing vir ewige storms moontlik later in dele van KwaZulu-Natal met ook 'n vlak 2 waarskuwing sover oos soos Gauteng. En ek is seker daarvan hulle gaan hierdie vlak 8 waarskuwing strek hier tot in dele van die Tuinroete en die Klein Karoo Woensdag. So hier is die voorspelling. Dit is nou omdat die tweede sterk afsynlaagweerstelsel in minder as 'n week oor die suidweste van Suid-Afrika beweeg. Hierdie afsynlaagweerstelsel gaan meer die Wes en die Oos-Kaap beïnvloed en hy gaan ook vriesvakke laag genoeg druk vir sneeu om te val, wyd verspreide sneeu Dinsdag tot Donderdag oor die hoë bergpieke van die Kaapprovinsies. Meeste van die sneeu gaan hier val oor die hoë liggende gebiede naby aan Lockston en Graafrenet, maar die weerdiens waarsku dat die sneeu die bergpasse moontlik kan sluit. Asseblief wees maar net op die uitkyk daarvoor. Baie reën gaan val Dinsdag, veral hier in dele van die Oos-Kaap. Ons kan sien 'n 100% kans vir swaar reën daar, Port Elizabeth en die omliggende gebiede. En dit is presies daar waar ons daai vlak 8 waarskuwing in plek het. Ons weermodel wys dan Woensdag hier in die Pinkel so 50 mm kan val, maar hierdie swart kolle kan tot en met 100 mm val ooswaarts van Port Elizabeth, Gqeberha. Asseblief wees versigtig en dan het ek hom gevat al die pad tot Woensdag wat hierdie groot swart kol nou optel in dele van die Wes en veral die Klein Karoo en die Tuinroete. En ons het gesien party modelle dui aan dat tot Donderdag hier in die omgewing van George Nyasa en dele van die Klein Karoo kan tot en met 200 tot 300 mm lei na oorstromings. Asseblief wees waaksaam en ons sal nog waarskuwings uitreik vir Woensdag teen môre. Dan het ons ook hierdie aanlandige sterk vloei wat die swaar reën Dinsdag gaan inbring vir die kusgebiede van die Oos-Kaap. Dit sluit nou in al die pad van Port Elizabeth tot Oos-London en ooswaarts. Nou in die Wes-Kaap is dit nogals bewolk met reënbuie aan en af hier en daar. Net 'n 17 die middag Dinsdag in 'n Langebaan asook Kaapstad en Woester. Dan is dit ook koel tot koud teen tye hier in die res van die Wes en die Oos-Kaap. Ons kan sien net 16 in Oudtshoorn. Reënbuie gaan al klaar begin val hier oor dele van die Tuinroete en veral oornag tot Woensdag swaar reën in die omgewing. Maar die swaarste reën gaan deur die loop van Dinsdag val. Soos ons kan sien in hierdie Pinkel oor Gqeberha en ooswaarts oor die kusgebiede van die Oos-Kaap is daai sterk aanlandige vloei gaan swaar en aanhoudende reën inbring vir die kusgebiede van die Oos-Kaap waar ons 'n vlak 6 tot 8 oranje waarskuwing in plek het. Die swaar reën gaan heel moontlik lei na oorstromings. Dan in KwaZulu-Natal raak dit ook later stormagtige vlak 4 waarskuwing vir die binneland en dan later gaan ewige storms beweeg oor die suide en die noorde, so asseblief wees maar net waaksaam. In Mpumalanga is dit 'n meeste bewolkte dag met verspreide donder en reënbuie wat gaan beweeg daar oor die Hoëveld, maar 'n droë en 'n baie warm dag vir die Laagveld van Mpumalanga en Limpopo met maksimum temperature rondom 30 met heelwat later stormweer wat sal beweeg oor dele van die Bosveld. Dit is ook waar die wind gaan optel. Die wind gaan ook optel voor reën en donderbuie in Noordwes. Verspreide reënbuie gaan beweeg oor die ooste, maar dit bly maar net baie winderig hier in die weste. In die Noord-Kaap het ons daai afsynlaagweerstelsel wat reënbuie gaan inbring vir die weste en enkele donderbuie daar in die ooste. Hy het 'n baie koue kern, so dit gaan nogals koud wees hier oor die suide met sneeu moontlik in die omgewing van Sutherland, die hoë bergpieke van die grensgebiede hier in die Klein Karoo en dan in die Vrystaat gaan verspreide reën en donderbuie beweeg oor die provinsie. Dinsdag word nogals koel tot koud gaan wees. Selfde vir Gauteng, dis 'n bewolkte dag met reën en donderstorms aan en af en 'n vlak 2 waarskuwing in plek. Hier en daar kan die swaar reënbuie lei na oorstromings. Ons beweeg nou na ons buurland toe en ek kan uiteindelik bietjie asemhaal en net hierdie aanlandige vloetjie gaan ligte reënbuie inbring vir die suide. Dis 'n koue oggend in Windhoek net 1 graad. Later bly dit koelerig met net 19 die middag. Nou Woensdag is wanneer ons die meeste reën verwag hier oor die suidkus en die Klein Karoo. Daar soos ons genoem het, verwag ons swaar reën. Die volgende paar dae tussen 200 en in baie plekke kan 300 mm val. Ons weet hierdie tipe stelsel kan nog verander, so dit is hoekom ons eers teen môre die waarskuwing sal uitreik vir die gebied, maar wees asseblief maar net voorberei met die stormweer wat ook teen Donderdag aan hierdie aanlandige vloei steeds 'n reënbuie inbring vir die suidkus en daar gaan die grond versadig wees, so dit kan steeds lei na oorstromings, maar meeste van die stormweer gaan opklaar teen Donderdag. Dis al van my af.